Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Amen. Is julle gereed vir vanoggend? Julle gereed vir dit wat die Here wil doen? Dit wat hy wil losmaak in die gees vanoggend. Is julle reg om dit te ontvang? Amen. Amen. My tema vanoggend is 'n geloof wat fight. Nou ek het bietjie inspirasie by Pastor Morney gekry. Want hy like dit om die Engelse woorde te gebruik as daar nie 'n beter Afrikaanse woord is nie. En ek dink daar's 'n beter Afrikaanse woord vir die woord fight nie. Nee, ja, jy kan sê veg en jy kan sê beklei en al daai dinge, maar fight klink net soveel beter. 'n Geloof wat fight. Nou ek wil dit duidelik maak, ek praat nie van Petrus se geloof op sommige tye nie. Okay? Waar hy vuur uit die hemel wou laat val het om sy vyande te verteer. Ek praat nie van daai geloof nie. Of waar hy reg was met die swaard om iemand se oor af te kap. Ek praat nie van daai geloof nie. Ek praat nie van 'n gewelddadige geloof of 'n geloof wat reg is om in opstand en 'n revolution te vorm nie. Ek praat van 'n Bybelse geloof. Maar ek praat ook nie van 'n passiewe geloof nie. Nee, ek praat nie van 'n passive geloof waar jy terug staan en sê okay, dis nou uit my hande uit, ek doen niks verder hier omtrent nie. Ek gaan nie bid nie, dis in die Here se hande. Ek praat nie van daai geloof nie. Ek praat van 'n Bybelse geloof, waar die Bybel vir ons sê wat ek en jou verantwoordelikheid is, rondom dit. En ek wil die storie lees, en dit is 'n bekende storie, en julle is welkom om so lank te blaai na die boek van Markus toe, in Markus 5, en ons lees vanaf vers 21. Nou, die storie wat ons gaan lees volgend, en ek gaan die hele storie lees. Okay, so julle moet reg maak vir 'n klomp verse volgende. Maar die storie wat ek gaan lees is 'n bekende storie, is 'n storie wat jy al gehoor het. Is 'n storie wat ek al oor gepreek het, nie hier nie, maar ek het al hier oor gepreek. Dis 'n storie wat jy al preke oor gehoor het en devotions oor gelees het. Dit is 'n storie wat julle baie goed ken. En dit is die storie oor die vrou met bloedvloeiing, né? Julle ken daai storie waar sy met bloedvloeiing sit vir 12 jaar lank. Dis daai storie. Okay, so is julle reg? Is julle reg om saam met my te lees? Okay, die 3 van julle wat is julle reg? Okay, let's go. Markus 5 vers 21. Begin, hy sê, Jesus het daarna met die skei teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Los die skrif vir my op, ek wil 'n bietjie konteks gee. So julle wat by Faith Foundation is, weet een van die keypunte, een van die tools wat ons gebruik is historiese konteks en literêre konteks. Ons gaan lees wat voor dit gebeur het, ons gaan lees wat na dit gebeur het. Nou, wat nou net wie gebeur het, julle sal sien, hy praat van, Jesus het daarna. En die vraag is, na wat? Nadat hy die man met die legioen demone binne in hom bevry het. Okay, dit is wanneer hierdie storie plaasvind. So hy was daar gewees en die man het uitgekom, julle onthou daai storie waar hy uit die grot uitgekom het en Jesus dryf die demone in 'n klomp varke in en die varke dryf hulle self in die see in en die man is bevry. En die man het gegaan en vir almal gaan vertel en 'n groot menigte het Jesus begin volg want die storie het versprei en soos wat die storie versprei het die woord van Jesus versprei. En 'n groot menigte het saam met hom gedrom. Mense wat wou sien wat hierdie man kan doen. Né? So dis waar ons is. Vers 22 tot 23. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus. Ek weet nie hoe om daai naam in Afrikaans. Jairus. Ek gaan sê Jairus as julle nie omgee nie. Okay, dis net soveel makliker. So een van die raadslede van die sinagoge. 'n man met die naam Jairus kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom. Vers 23 sê, en smeek hom dringend, my dogtertjie lê op haar uiterste. Kom, lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word
en lewe. Hier ontmoet ons die eerste karakter in die storie waarop ek 'n bietjie wil fokus. En sy naam is Jairus of Jairus. Okay? Nou, soos ek gesê het, julle het al hierdie storie baie keer gehoor. Baie preke oor dit gehoor, baie devotions oor dit gehoor. Ek is nie, I'm not a betting man, okay? Maar ek wil net gou by julle hoor, het julle al baie gehoor oor hierdie man Jairus? Het julle al 'n preek oor hom gehoor en goed? Okay, so julle ken hom daarom so bietjie, né? Ek weet die fokus is op die vrou in hierdie storie. Maar ek wil op hierdie man net gou gefokus, net vir 'n oomblik. Die woord sê hy is 'n raadslid van die sinagoge. Nou, 'n raadslid van die sinagoge is iemand wat verantwoordelikheid gevat het vir die geloofsdiens in die sinagoge van daardie area. So hy was 'n geloofsleier, hy was 'n geestelike leier in sy gemeenskap. Nie in die tempel nie, okay, in die plaaslike sinagoge wat daar in daardie dorp was. Okay, so hy het verantwoordelikheid gevat vir die dienste, hy het verantwoordelikheid gevat vir die Torah lesing, hy het blessings oor mense gespreek, hy het al daai goed gedoen, wat beteken dat hy was 'n gerespekteerde man in daardie omgewing. Mense het hom geken, mense het geweet van hom, mense het sy familie geken, en hy was gerespekteer. Hy was 'n gesiende man met status in die gemeenskap. Nee? Nou, die raadslede van die sinagoges sou persoonlik deur die fariseërs geken wees. Want dit was die fariseërs wat hulle aangestel het. Jy sien. So die fariseërs het geweet wie hierdie man is. Nou as jy 'n paar hoofstukke teruggaan na Markus 3 toe, dan sal jy sien die fariseërs het reeds op hierdie stadium het hulle begin saamsweer om Jesus dood te maak. Wat beteken vir Jairus om voor Jesus te kom in die publiek, was nie net 'n klein ding gewees nie. Dis belangrik, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar hou dit in gedagte. Hy was 'n raadslid van die sinagoge, geestelike leier, gerespekteerde man, al daai goed. OK, kom ons gaan aan, Markus 5 vers 24. Sê, hy het saam met hom gegaan, so Jesus gaan nou saam met Jairus na sy dogtertjie toe. 'n groot menigte het agter hom gegaan en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Vers 25, daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehaat het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie, haar toestand het eerder vererger. Nou ontmoet ons die tweede karakter waarop ek wil fokus. Nee, die fokuspunt van hierdie hele storie, die vrou wat aan bloedvloeiing ly. Vir 12 jaar lank ly sy nou aan bloedvloeiing. Nou, as jy die Joodse wet ken, in Levitikus 15, jy hoef dit nie op te sit nie, maar Levitikus 15 vers 25 tot 26 verduidelik wat gebeur met iemand wat haar kondisie het. 'n Vrou wat haar kondisie het. Sy was gelabel as onrein. Nee? Wat beteken sy was verwerp in die samelewing? Hoekom was sy verwerp? Want alles waaraan sy geraak het, sou onrein wees. Almal met wie sy te doen het en aan wie sy geraak het, sou onrein wees. So hierdie vrou was avoided in die publiek. As hulle haar gesien het, het hulle draaie om haar geloop. Jy kan imagine, sit jouself in haar skoene net vir 'n oomblik en dink 'n bietjie daaraan. As jy in die dorp stap en almal, vriende van skool, wat jy jare ken, mense wat jy ken, familielede, loop draaie om jou, wil niks met jou te doen hê nie, sê nie eers vir jou hallo nie. Dit is die toestand waarin sy is hier. Sy is onrein, alles waaraan sy raak is onrein, ons ken nie eers haar naam nie. Nee? Sy het geen status nie. Sy het geen posisie nie. Maar dis die tweede karakter, die vrou wat aan bloedvloeiing ly. Verwerp, uitgesluit, onbekend. Die storie gaan aan in vers 27. Hy sê, sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Ons fokus dit gou daar. Sy het, vir die vorige vers, sy het van Jesus gehoor.
Jesus wat al hierdie wonderwerke doen. Jesus wat al van tevore mense met melaatsheid gesond gemaak het. Ander mense wat onrein verklaar was volgens die wet, rein gemaak was. Julle kan imagine toe sy hoor dat Jesus na haar dorp toe kom, was sy nogals opgewonde geweest. En nou sien sy hierdie menigte van mense, onthou, sy weet sy mag nie aan hulle raak nie. Nee? Sy weet sy mag nie aan hulle raak nie, want hulle sou onrein gewees het. Nou sien sy hierdie menigte mense om Jesus drom. En sy sien vir Jairus. En sy sien wat gebeur. En sy sien Jesus is besig om saam met Jairus te gaan na sy dogtertjie toe. En sy druk deur. En sy sê, as ek net aan sy klere kan raak. Ek soek nie 'n groot sien nie. Ek wil nie hy moet omdraai en die spotlight op my sit nie. Ek wil net aan sy kleed raak, maar dan kan ek gesond word. Dan kan ek aangaan met my lewe. Ek wil hom nie pla nie, want hy's besig met belangrike dinge. Ek wil net aan sy kleed raak en gesond word. Watter geloof is dit nie? Om te sê, as ek net aan sy kleed kan raak, as ek net 'n aanraking kan hê met hom, hom wat ander gesond gemaak het, hy wat ander onreine mense rein gemaak het, kan hy dit vir my doen? Vers 29 sê, en dadelik, sy raak toe aan hom, en dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog. En sy het aan haar liggaam gevoel, dat sy van haar kwaal genees was. Jesus het ook self onmiddellik geweet, dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my klere geraak? Sy disippels het hom geantwoord, u sien tog dat die mense van alle kante teen u druk, en dan vra u nog, wie het aan my geraak? Snaaks, né? Hoe sy was nie die enigste een wat aan Jesus geraak het nie. Nou ek is seker as ek teruggaan in die tyd en in aanleiding van al die ander stories wat ek lees in die evangelies, dan weet ek dat waar ook al Jesus gegaan het, die mense wat na hom toe gegaan het, was mense wat genesing gekort het. Mense wat bevryding gekort het. Mense wat iets nodig gehad het van hom. Almal raak aan hom. Hoekom lees ons nie dat almal wat aan hom geraak het, daai genesing ontvang het nie? Net die vrou. Net hierdie vrou wat gesê het, as ek maar net aan sy kleed kan raak. Al die ander raak aan hom stoot en stamp, en ons lees nie dat hulle genesing ontvang het nie. Ons lees nie dat hulle deurbraak gekry het nie. Ons lees van hierdie vrou. My opinie is, dat die geloof wat hierdie vrou gehad het, haar spesiaal gemaak het, haar laat uitstaan het uit die crowd uit. It made her unique. En toe sy aan hom geraak het, toe gaan daar krag deur hom uit. En dit raak haar aan, en dit maak haar gesond. En toe draai hy om, presies dit wat die vrou nie wou gehad het nie. Draai Jesus om, en vra, wie het aan my geraak? Wie was dit gewees? Nou, jy kan jouself weer in haar skoene sit, wat nie aan enige iemand mag raak nie, wat nie in die publiek mag regtig wees nie, raak aan Jesus, en hy draai om, en hy begin nou 'n scene maak, as ek dit so kan sê. Kyk wat is haar reaksie. Vers 33. Die vrou het geskrik, en gestaan en gebewe, want sy het besef wat het met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val, en vir hom haar hele geskiedenis vertel. En daarna sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees. Jesus draai om. Groot storie. Wie was dit? Wie het aan my geraak? En onthou, sy was onrein, so al die mense het dadelik gesien en van haar wegbeweeg. En daar staan sy, voor Jesus, alleen, bang, want wie is sy om aan hom te raak? Wie is sy om in te kom en aan al hierdie mense te raak en aan hom te raak? Onthou, sy is onrein, wat beteken dat as die oomblik wanneer sy aan Jesus geraak het, volgens hierdie wet in Levitikus, was Jesus ook onrein. Nou sien julle die evangelie hierso. Hy het haar onreinheid op hom geneem. En hy het haar rein gemaak. En die oomblik toe sy voor hom val, en sy vertel vir hom die storie, wat was sy woorde aan hom?
dogter. Nie vroumens, jy dogter. Jou geloof het jou genees. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Met ander woorde, gaan en moenie dat enige iemand nou judgment op jou pas nie. Jy is nie meer wie jy was nie. Jy is nie meer onrein nie. Gaan in vrede en wees vergoed van jou kwaal genees. En in 'n oomblik verander haar lewe as gevolg van 'n aanraking van Jesus, waar haar hele identiteit verander. Sy is nou nie meer vrou nie, sy is nou dogter. Dis wie sy is. En is sy genees. Nou in hierdie storie, julle kan die storie gaan aanlees, en hierdie storie kry ons twee karakters. Julle sal onthou Jairus, die een, aan die een kant, gesiende man, gerespekteerde man, man met status, 'n man met posisie, en aan die ander kant sien ons hierdie vrou wat ly in bloedvloeiing. Onrein, nie gesiend nie, geen posisie, geen status, niks. Teendeel, die woord sê, sy het alles gegee om na die dokters toe gegaan. Sy het al haar geld spandeer, alles wat sy gehad het verkoop, die geld gevat aan dokters spandeer, en sy het nie genesing gekry nie. So sy het niks. Sy is niemand. In die samelewing is sy verwerp. So jy het hierdie twee, ek wil sê, polar opposites van mekaar in hierdie storie. Maar daar's een ding wat hulle albei bind, daar's een ding wat hulle in gemeen het. En dit is die feit dat hulle albei het 'n geloof wat fight. Hulle het albei 'n geloof wat beklei, as jy nou Afrikaans wil wees. Nou wat beteken dit? Dit beteken een, dis 'n geloof een geloof wat fight, dryf jou om by Jesus uit te kom. As ek dit in Engels kan sê, a fighting faith compels you to go to the feet of Jesus. Nee? As jy kyk na die man, as jy kyk na Jairus, hy was gesiend geweest, hy was gerespekteerd, maar om na Jesus toe te gaan in die publiek, sou sy posisie en sy status gekos het. Want die fariseërs wat hom aangestel het, sou nie ge-approve het van die feit dat hy na Jesus toe gaan nie. Na die tyd kan ek dink, hulle het 'n gesprek met hom gehad, sê, Jairus, kom gou hierso, is tyd vir 'n maandelikse meeting, ek weet nie hoe hulle dit gedoen nie. Kom ons gesels gou, gaan dit goed in die sinagoge, jy weet, gaan die dienste goed, wat is julle getalle, dit. Hoorie, Jairus, daai dag, toe jy na daai man toe gegaan het, daai carpenter, nee? Toe jy na hom toe gegaan het en voor hom gevra, hoekom het jy dit gedoen? En hy sê seker ietsie gesê het, soos my dogtertjie was siek en ek het genesing gekort. En hy genees mense. Maar Jairus, jy weet hoe ons voel oor hom. Jy weet dat ons beplan al hoe ons hom gaan laat doodmaak, want wat hy doen is teen ons beginsels, is teen ons tradisies. Jairus, ek dink nie jy kan meer in die sinagoge werk nie. Dit sou seker ietsie soos dit gewees het. Nou nie presies nie, moenie my quote nie, okay, dis nou nie. Maar sy posisie was in gevaar gewees, en ek kan imagine, daar was 'n internal struggle in homself. Daar was 'n inwendige stryd binne in homself om te sê, gaan ek of gaan ek nie? As ek gaan, dan moet ek weet dat ek iets prysgee. Ek gaan my posisie prysgee, ek gaan my status prysgee. As ek gaan, dan gaan ek daai goed prysgee. Kan ek vir julle sê, dat die mense in ons gemeente is, wat al die goed wat Jairus het. Status, posisie, autoriteit, en al daai goed. En ek preek nie teen dit nie. Okay, dit is nie, moenie hoor wat ek nie sê nie. Okay, ek sê nie dat dit verkeerd is om daai goed te hê nie. Wat ek wel sê is, daai goed het 'n gevaar gekoppel aan hulle, en die gevaar is, dat jy so trots word, dat jy hoogmoedig word, dat jy nie by Jesus se voete uitkom nie. Dat jy sê, my status en my posisie, en die feit dat mense my respekteer, is te belangrik vir my, en daarom gaan ek dit nie prysgee, om by Jesus se voete te kom nie.
Amen. En Jairus sê, nee, my dogtertjie is siek, en ek weet hierdie man kan help. So, ek gaan al daai goed op sy skuif, my status, my roem, al daai goed, my posisie, al daai goed gaan ek op sy skuif. En ek gaan voor Jesus gaan kniel, en ek gaan vir hom vra, ek gaan bely, en ek gaan vir hom vra om my te genees, en my dogtertjie te genees. Dit is wat 'n fighting faith doen. 'n Fighting faith skuif al hierdie aardse goed op sy. Jou status, jou geld, jou besittings, al daai goed, skuif dit op sy, net vir 'n oomblik, en kom by die voete van Jesus uit. Moenie te trots wees om na Jesus toe te gaan en te vra vir hulp nie. As daar 'n uitnodiging is na vore toe, Jairus sou eerste voor gewees het. Nou, baie keer sit ons in die banke en ons dink, maar as ek vorentoe gaan, dan admit ek voor almal dat daar iets fout is met my. En ek kan dit nie doen nie, want dit beteken dat my status nie meer gaan wees wat dit is nie. 'n Fighting faith skuif daai goed op sy, om by Jesus uit te kom, om voor Jesus te weet. Net soos met die vrou. Sy was niks in die gemeenskap nie, sy was ongesiend, verwerp, al daai goed, en partykeer voel ons ook nogal so. Ons het niks. En sy het vir Jesus gesien en gesien hoe sy en Jairus praat en hoe hulle op pad was om iets anders te doen, en ek kan imagine dat binne in haar was ook 'n inwendige stryd. Wat sê, hy is te besig vir my. Weet al so gevoel? Hy is te besig om almal anders te red en om almal anders te genees. Ek dink nie hy gaan stil staan by my nie. Jy al so gevoel? En sy kon net so maklik gekyk het na die storie, gekyk het na die mense, gekyk het dat Jesus besig is om iewers anders te gaan, omgedraai het en gesê het, dalk 'n ander keer. Dalk 'n ander keer. En wie weet hoe lank sy dan nog met daai probleem sou sit. Maar dis nie wat sy gedoen het nie. Wat sy gedoen het, is sy het gesê, maar daai man kan my red. Ek weet hy's besig, ek weet hy's op pad iewers heen, maar daai man kan my red. As ek net aan sy kleed kan raak. Dit hoef nie 'n groot storie te wees nie, as ek net aan sy kleed kan raak. Man, as ek net in sy teenwoordigheid kan wees, as ek net voor hom kan val, as ek net aan sy kleed kan raak, dan sal ek genesing kry. En wat het sy gedoen? Sy het gefight. Sy het gestoot, sy het gedruk, sy het gemaak, sy het gedoen wat sy kan om by Jesus uit te kom. Ten spyte van die sosiale druk wat sy gefees het. Die feit dat sy verby mense geskaaf en gestoot en gestamp het, wat haar na die tyd nie baie mooi sou behandel het nie. Dink bietjie daaraan. As daai vrou die rede is hoekom ek onrein is, hoekom? Net omdat sy aan my geraak het. Maar dit het haar nie gekeer nie. Ten spyte van jou posisie in die samelewing. Sien julle hoe hierdie storie vir ons wys, dat ten spyte daarvan, jy kan hooggesien wees, of nie so hooggesien wees nie. Jy kan alles hê, of jy kan voel asof jy niks is nie, en dat jy verwerp is. Kan julle sien hoe hierdie storie wys, dat Jesus jou nooi, om na hom toe te kom, sodat jy net in sy teenwoordigheid kan kom sit, sodat hy in jou kan werk. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy het nie. Maar om na hom toe te kom gaan jou kos. En jy het 'n geloof nodig wat fight om dit te doen. Jy het 'n geloof nodig binne in jou wat jou compel, wat sê ek sien vir Jesus, ek sien dat hy besig is met goed, ek sien dat hy, en ek weet ek is onrein, maar weet jy wat, ek kan nie anders nie. Ek moet by hom uitkom. Ek kan nie anders nie. As jy nog nie daai gesindheid gehad het van ek kan nie anders nie, dan wil ek vir jou bid. Ek wil vir jou sê, ek wil bid dat jy daai fighting faith ontvang. Dat jy daai geloof ontvang wat beklei, wat veg, wat fight, wat sê ek kan nie anders nie, ek moet by hom uitkom. Ek kan nie anders nie, ek kan nie nou met ander goed gedistrakt word nie, ek moet by hom uitkom. Ja, dit gaan my posisie kos, ja, dit gaan my status kos, ja, dit gaan beteken dat mense my minder respekteer. Maar weet jy wat, ek kan nie anders nie. Ek moet by hom uitkom. Sien julle die erns wat sy gehad het, as ek maar net aan sy kleed
kan raak. As ek net aan hom kan raak, as ek net vir 'n oomblik in sy teenwoordigheid kan stil raak, en weet dat hy saam met my is. Dit is 'n fighting faith, dit is 'n geloof, wat deur die vrees druk. Dis 'n geloof wat deur die vrees druk. Vrees is 'n normale ding, ons almal beleef dit. Wanneer daar 'n roep of 'n kansel uitnodiging is, en ons roep julle na vore toe, dan almal wat vorentoe kom, ek kan dit nou vir jou sê, ervaar 'n bietjie vrees. 'n Bietjie vrees van, maar wat as? Wat as? Wat as my verwagting nie ontmoet word nie? Wat as die persoon langs my dink ek is snaaks? Wat as die mense saam met wie ek werk my sien en my minder respekteer as gevolg van dit? Wat as ek daar voorkom en daar word vir my gesê, sorry, jou probleem is te groot? Wat as Jesus te besig is vir my? Daar's vrees elke keer as ons so 'n uitnodiging maak. En dan is daar mense wat vorentoe kom, mense wat 'n geloof het wat fight, wat sê ek moet by hom uitkom en ek gee nie om oor daai goed nie. Maar dan is daar mense wat sit in die banke, wat gesê het ek moes gegaan het. Ek het al met julle gepraat. Ek het al met van julle gepraat. Wat gesê het ek moes gegaan het. En iets het my teruggehou. Daai iets is die vrees. En ek bid, en my gebed is regtig, opreg, dat jy 'n geloof sal ontvang, wat jou compel om vorentoe te kom, wat jou dryf om vorentoe te kom, wat sê, as ek maar net aan sy kleed kan raak. Ek kan nie anders as dit nie. Die woord sê die volgende oor geloof, ons ken hierdie skrif, Hebreërs 11 vers 1. Sê om te glo, om geloof te hê, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Nie om bietjie te twyfel daaromtrent nie. Nie om te sê, miskien sal dit so wees nie. Om te glo is om sekerheid te hê, om 'n oortuiging te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is wat geloof is. Die man, Jairus, het dit gehad. Hy was seker gewees dat as hy by Jesus se voete stil staan, en hy sê, Here, kom lê tog net u hande op haar, dan sal sy genees word. Die vrou het daai geloof gehad. Sy was seker gewees, as ek maar net aan sy kleed kan raak, dan sal ek genees word. Daar was 'n oortuiging op die dinge wat hulle nie gesien het nie. Jairus se dogtertjie was siek. En die genesing daarvan het hy nog nie beleef nie. Die genesing daarvan het hy nog nie gesien nie. Maar die oortuiging binne in hom, daai geloof binne in hom, het hom gedruk, het hom gedryf om by Jesus te kom, want hy was seker gewees dat Jesus hom kon red. My vraag vir julle vanoggend is julle seker? Is jy seker dat Jesus iets in daai situasie waarin jy sit kan doen? Is jy seker? Het jy 'n oortuiging dat wanneer jy vorentoe kom, en wanneer ons hande op jou lê, en wanneer jy stil sit, net vir 'n oomblik in sy teenwoordigheid tyd spandeer, dat 'n aanraking van Jesus jou wêreld kan verander, het jy nog daardie oortuiging? Of sit jy daar en sê, maar my status is vir my belangriker. My geld en my posisie en al daai dinge is vir my te belangrik, ek kan nie vorentoe gaan nie, want dit gaan my dit kos. Of sit jy daar en sê, maar die Here gaan nie by my stil staan nie. Want wie is ek? Wie is ek, dat die Here enige iets vir my sal doen? Sal die Here regtig by my stil staan vir 'n oomblik? Ek wil vir jou sê, die uitnodiging is daar. Hierdie man, hierdie vrou, het altyd 'n keuse gehad wat hulle moes maak. Hulle het vir Jesus gesien. Hulle het gehoor van die stories wat hy gedoen het.
Julle almal het al gehoor van wat Jesus gedoen het. Julle het al almal gehoor van hoe Jesus mense genees het. Julle ken mense wat genesing ontvang het. Miskien is jy iemand wat reeds al genees was. Julle het al gehoor van hom. Julle het al gehoor wat hy gedoen het. Maar die keuse wat sy moes maak en wat Jairus moes maak, was gaan ek vorentoe of gaan ek terugbly? Gaan ek vorentoe en gaan ek druk en fight om in sy teenwoordigheid te wees? Of gaan ek sê nie vandag nie? Vrees hou my terug. Ek wil vanoggend daardie uitnodiging maak en ek wil sê, ek weet nie waardeur julle gaan nie. Ek weet nie wat is die situasie wat jy face by die werk of by die huis of in jou sosiale lewe of in jou gesondheid of in jou finansies nie. Maar ek wil dit vir jou sê. Een aanraking met Jesus kan jou lewe verander. En hy kan dit vanoggend doen. So ek wil vra vir julle wat voel, ek moet vorentoe gaan, ek kan nie anders as om vorentoe te gaan nie, as ek maar net aan sy kleed kan raad vir julle, wil ek vra, kom vorentoe. Kom staan hier so voor, ek gaan vra vir die altaarwerkers om ook vorentoe te beweeg, om vir hierdie mense te bid. Wat ook al hulle situasie is, wat ook al hulle probleme is, of dit nou in hulle gesondheid is, of dit nou in hulle finansies is, of dit nou wat ook al is. Ander ding wat ek wil sê is, ek weet nie hoe lank sit jy al met dit nie. Amen, amen. Ek weet nie hoe lank sit jy al met dit nie. Hierdie vrou het gesuffer vir 12 jaar lank. En al hoeveel keer na dokters toe gegaan, en al hoeveel keer gevra vir hulp, waar sy dit nie ontvang het nie. Hierdie mag dalk jou 6de, 7de, 8ste, 9de keer wees wat jy vorentoe kom. Wat jy vra vir die Here vir iets. Amen. En ek weet nie of jou situasie dadelik gaan verander nie. Ek weet dit nie. Maar wat ek wel weet is, daar's iets binne in my, daar's iets in hierdie vrou, en daar's iets in Jairus, wat sê, ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders nie. Ek moet in sy teenwoordigheid. Kan ek vra as dit moontlik is vir julle om klein bietjie op te skuif om ruimte te skep vir die mense daarso. Amen. 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 Ek wil vra vir die altaarwerkers om deur te beweeg en vir hierdie mense te bid om hande op te lê. Vir julle wat in die banke is, wil ek vra om julle hande vorentoe te strek. Om in te tree vir hulle wat hier voor is. Om in te tree vir hulle en te sê, Here Jesus, hulle het na U toe gegaan. Mag hulle genesing ervaar. Mag hulle deurbraak ervaar. Ons sê dankie, Here. Daar waar jy is, sluit jou oë, Here. U is koning van die konings. You are Lord of Lords, King of Kings, Creator of heaven and earth. U is die groot geneesheer, the great physician, die een wat kan, die een wat wil. En Vader, vanoggend glo ons die een wat sal. Vir elke persoon wat vorentoe gekom het, Here, wat gesê het, ek kan nie anders nie, ek moet in die teenwoordigheid van U wees. Vir elkeen van hulle bid ek, Vader, dat die Heilige Gees oor hulle sal rus. Dat hulle vir 'n oomblik sal weet, dat U stil staan by hulle. Dat U hulle noodkreet van hulle harte hoor. Dat U notisie neem van die situasie waarin hulle is. En Vader, dat U omgee oor hulle, soos 'n pa omgee vir sy kind. Mag ek aan U raak, al is dit net aan die so van U kleed, al is dit net in die verbygaan, want ek weet, ek weet,
mag ek aan U raak, al is dit net aan die soem van U kleed, al is dit net in die verbygaan, want ek weet, ek weet U weet. Mag ek aan U raak, al is dit net aan die soem van U kleed, en wanneer die krag by U uitgaan, sal ek weet, ek weet U weet. Dis nie te laat nie. Ek ervaar in my gees om dit te sê, dis nie te laat nie. As jy in die banke sit en jy dink jy het jou kans gemis, it's not too late. Yeah, it's not too late, dis nie te laat nie. Jy is nog steeds welkom om vorentoe te kom. Jy is nog steeds welkom om gebed te ontvang, saam met ons in die teenwoordigheid van die Here, om hom te vertrou vir 'n deurbraak vanoggend. It's not too late. Here, ek sê vir U dankie. Ons wil U loof, ons wil U prys, Vader, vir dit wat U kom doen het vanoggend. En my gebed is, Here, dat elke persoon wat vorentoe gekom het, elke persoon wat vorentoe gekom het, wat gesê het, ek kan nie anders nie, ek moet net in U teenwoordigheid kom tyd spandeer. Ek bid vir elke een van hulle, dat hulle sal besef hoe U hulle lief het. En dat U saam met hulle is. En die woord sê, U sal hulle nooit verlaat nie. Ek sê vir U dankie, Here. Sien hoe Jesus vanoggend mense se identiteit kom verander. Die labels wat ons soms op hulle sit, wat mense soms op hulle sit, kom sien hoe Jesus daardie labels kom afhaal vanoggend. En sien hoe Jesus mense vrymaak. Die storie van Jairus en sy dogtertjie gaan aan. Ek gaan dit nie lees nie, ek gaan dit net so vlugtelik vertel. Terwyl Jesus besig was met hierdie vrou, kom daar nuus dat Jairus se dogtertjie dood is. Dat sy gesterf het. En net soos wat Maria en Martha gedink het, Jesus is laat by die graf, kan ek dink, in Jairus se gedagte was dit, maar Here, kon U nie later net met hierdie vrou gedeel het nie? Kon U nie eers na my dogtertjie toe gekom het nie, want sy is nou dood? En Jesus sê, nee, kom ek wys jou wat ek kan doen. En hy gaan na die dogtertjie toe, en hy spreek haar aan en hy sê, word wakker. Word genees. Ek wil vanoggend sê, as jy hier voor was en jou situasie lyk môre nog dieselfde. Jesus is never late. Al lyk dit soos dood. Jesus is nooit laat nie. Hy is by magte om alle dinge te doen. Hy kan nog deurkom vir jou. En 'n geloof wat fight, is 'n geloof wat sê, ek sal aanhou. Here, ek sal aanhou. Ek sal aanhou. Ek sal aanhou. Ek sal aanhou. Ek sal nie stop nie. Ek sal nie ophou bid daaroor nie. Ek sal nie ophou Bybel lees daaroor nie. Ek sal nie ophou in die teenwoordigheid tyd spandeer nie. Ek sal aanhou. Totdat ek weet die belofte wat U woord sê, totdat ek dit kan sien.
Of dit nou hierdie kant van die graf is, en of dit nou aan die ander kant van die graf is. Aanvaar dit. Dit is 'n geloof wat fight. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?